Dan kan julle asseblief my vanoggend oopmaak by Hebreërs 13 vers 10 tot 16 asseblief. Hebreërs 13 vers 10 tot 16. Hebreërs 13 vers 10 tot 16. OK. Voordat ons lees, kom ons sluit net die oë en dan nader ons die Here. Vader, waar ons nou as U kinders U nader liewer. Vader, kan ons nie anderster as om met groot bewondering in ons harte op te staar na U nie. Vader, waar ons nou gesing het, U geloof het en geprys het, Vader, besef ek dat die woorde wat ons spreek, besef ons nie die diepte of die diepteheid wat gekoppel word aan dit nie. Maar Vader, waar ons nou vanoggend as U kinders onder U woord kom sit en by U voete, Vader, mag ons die geheimenisse en die verborgde dinge daar binne ontdek. En Vader, mag U dit deel maak van ons lewens. Dat ons nie hier sal uitstap en net sê, miskien dit was 'n goeie boodskap nie, maar dat ons vernuwe hier sal uitstap. Vader, waar ons gaan gesels oor Christus se kruisdood en eintlik die vervloeking wat hy deurgegaan het om te ly en ook dood te gaan ter wille van ons. Vader, mag ons nuwe dinge besef en opnuut met 'n nuwe dankbaarheid in ons harte U loof en prys. Maar Vader, ek dra ook vanoggend ons boeties en sissies op wat op die pad is, vakansie toe en wat miskien al reeds daar is. Vader, mag hulle ook vanoggend die eenheid van die gelowiges ervaar in hulle harte. Mag die Gees hulle harte ook omvou met liefde en vreugde. En Vader, mag U hulle ook weer veilig terugbring na ons toe. En Vader, heel laastens vra ek maar net, mag U ook vanoggend my gebrokenheid, my sondigheid op sy sit en mag die ware leermeester U Gees aan ons die nodige wysheid en insig gee, sodat elke woord wat gespreek word volgens U waarheid, U wil en ook sodoende U weë gepreek word. Ons vra al hierdie dinge in U heilige naam. Amen. So as ons vanoggend lees uit Hebreërs 13 vers 10 tot 16, deel ek net die tema ook met julle. Die tema vanoggend is wanneer jy verlate voel. Ek lees uit die 33 tot die 53 vertaling en vers 10 sê vir ons: Ons het 'n altaar waarvan die wat die tabernakel bedien geen reg het om te eet nie. Want die diere waarvan die bloed vir die sonde deur die hoëpriester in die heiligdom ingedra word, hulle liggame word buitekant die laar verbrand. Daarom het Jesus ook, om die volk deur sy eie bloed te heilig, buitekant die poort gelei. Laat ons dan uitgaan na hom toe, buitekant die laar, en sy smaad dra. Want ons het hier geen blywende stad nie, maar ons soek die toekomstige. Laat ons dan gedurig deur hom aan God 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. Vergeet die weldadigheid en die mededeelsaamheid nie, want God het 'n welbehaag aan sulke offers. OK, net tot sover asseblief. Soos julle weet, is ons tans nog besig met die reeks wat handel oor die boek van Hebreërs. En ons trek vanoggend by preek nommer 13 en ons is eintlik klaar met die reeks. Ons gaan net nog een preek hê volgende Sondag dat ons weer na hierdie hoofteksgedeelte gaan kyk. Maar soos wat ek nou oor en oor julle herinner het aan, die eerste 12 hoofstukke van Hebreërs spreek die skrywer oor wie Christus is en hoekom Christus gekom het, omdat die Ou Testament, die ou verbond en die wet eintlik niks perfek of volmaak ongemaak het nie, en dat tot Moses wat 'n redder was van die Ou Testament, niks is in vergelyking met Jesus Christus nie. Dat in Christus is daar 'n Nuwe Testament, 'n nuwe verbond, 'n nuwe priesterskap en ook sodoende almal wat in Jesus Christus is, sal eendag in die hemel opeindig, wat in hom glo. En toe ons hoofstuk 13 begin, waar die skrywer eintlik skryf oor wat is ons pligte nou in die lig van al hierdie waarhede van Christus wat intree vir ons in die hemel, in die troonkamer, wat die middelaar is tussen ons en God. En die skrywer het begin deur te sê ons eerste plig is intern, teenoor mekaar in die kerk.
En toe die skrywer aangegaan en gesê, ons volgende pligte is teenoor die huwelik en in die huwelik, dat ons dit eerbaar moet hanteer, ek glo julle sal dit onthou, heilig moet hanteer, en ook sodoende moet ons mekaar herinner aan hierdie aspekte en ook die huwelik beskerm. En toe het ons nou die laaste 2 Sondae eintlik gekyk na die pligte om geestelike leiers te soek, te kweek en te volg. En eintlik dat die skrywer sê, ons moet die geestelike leiers moet ons navolg in hoe hulle die Here volg. Soos Paulus skryf, volg my soos wat ek vir Christus volg. Maar vanoggend beweeg ons dan aan, en ons beweeg na die tema toe wat handel oor wanneer jy verlate voel. Nou voordat ons so 'n bietjie oor die tema gesels, sal julle sien ook vanoggend het in die laaste gedeelte van ons hoofteks gedeelte, so julle sien daar pligte is ook vir ons. Die skrywer gaan nou weer 'n waarheid uitlig van Jesus Christus in vergelyking met die Ou Testament, en dan gaan hy sê, maar wat is ons verantwoordelikheid teenoor hierdie waarheid? En soos wat ek glo, meeste van ons wat hier sit vanoggend, het al die emosie of gevoel gehad van verlatendheid, of verstootheid, of alleenheid. Elke een van ons het dit al ervaar, miskien in die konteks van toe jy op laerskool was, op skool was, ek weet nie almal het van skool gehou nie, ek het ook nie, en ook sodoende miskien in die werksplek. Party van ons ervaar dit in ons families, verstootheid, hierdie verlaatheid. En eintlik tegnies gesproke is hierdie emosionele verlaatheid is 'n kragtige en verwoestende emosie wat ons baie keer ervaar. En voordat ons vanoggend aanbeweeg, wil ek dit net met julle deel. Hierdie is 'n emosie wat nie van God afkom nie, maar wat deur ons eie harte gekweek word. En dit laat ons eintlik voel dat ons nie hoort nie, nê? Dat ons nie inpas nie. En ook sodoende dat ander doelbewus ons vermy. Ek seker elke een het al dit gehad as hulle tussen 'n groep mense is of by 'n sosiale gebeurtenis of situasie waar jy uitvoel, né? En dan voel jy so 'n bietjie vreemd ook. En dan partykeer dan tree jy sommer dan ook op nie volgens jou karakter nie, want jy probeer inpas. Julle weet waarvan ek praat, net om deel te vorm. Ons voel soms die emosie as ons ook afgesny voel of ver voel van God af. Dawid beskryf baie hierdie emosie in die Psalms, waar hy sê, Here, asseblief moenie u aangesig vir my verberg nie. U voel ver van my af. Hy voel verlate. Nie omrede God iets gedoen het nie, in die Ou Testamentiese konteks, omrede Dawid sondig is. Omrede sonde skeiding bring tussen ons en die Vader. Maar vanoggend is die vraag dan as volg vir die preek. Wanneer jy verlate voel in die wêreld of verlate voel teenoor die Vader, wat roep God my of vir jou om te doen daaraan? Want is nou goed en wel om te gesels oor hoe sleg verlaatheid is, maar wat sê God vir ons moet ons doen wanneer ons verlate voel? En vanoggend gaan net dien as 'n fondasie vir volgende Sondag se preek. Ons gaan ook diep in sekere verse indelf, maar julle sal sien ons gaan in party versies nie raak nie. Ons gaan so 'n bietjie rondspring en sodoende dat ons volgende Sondag ook op van die waarhede kan bou. Nou as ons vanoggend begin, wil ek eerstens begin soos gewoonlik deur 'n storie met julle te deel. En hierdie storie is eintlik het in 2010 gebeur. Die meeste van die ouer mense sal dit miskien onthou. Dit was op die nuus gewees waar 33 myners vasgevang was in Chili in 'n kopermyn toe 'n mynskag ingeval het. En hulle was omtrent vir 2 maande in hierdie myn vasgevang. En toe hierdie mynskag inval, is ek seker die myners wat vasgekeerd was, het dadelik hierdie hopelose gevoel ervaar, verlate gevoel ervaar, hulle het vrees ervaar, angstigheid, en ook eintlik gedink by hulle self, hierdie is seker nou maar die laaste. Want soos wat julle seker sal ook weet, meeste myne en goeters, sodra die weg buitentoe toegemaak is, raak die suurstof minder. Die gasse wat daaronder is giftig.
En sodoende het al die remeiners seker ook geweet, dat daar is nie eintlik hoop nie. Maar, op 'n manier het die mense van buite af, van bo af, 'n boodskap oorgekommunikeer aan die myners wat vasgevang was. Hulle het die volgende boodskap aan hulle oorgedra: daar is hoop, help is op pad. En vir 69 dae was daai myners vasgekeer in donkerte, sonder hoop, sonder enigiets, net die boodskap om aan vas te hou van daar is hoop. En op die 69ste dag het hulle deurgeboor tot by hulle. En wat vir my interessant is, wat was die skeiding tussen hulle en die wêreld daar buite? 350 ton se klip en grond. Mense, dis baie. En op dieselfde manier voel baie van ons partykeer, of ons ook in 'n grot vasgevang is, dit voel as ons in hierdie lewe wandel, of die lewe eintlik op ons inval. En ons voel of as ons probeer uitklim uit hierdie gat uit, elke keer wat ek 1 tree vorentoe gee, tree ek weer 2 tree terug. Ek seker elke persoon wat hier sit vanoggend het dit al ervaar. Jy kan net nie voorkom nie. Jy kan net nie uit hierdie gat uitkom nie. En dan in daai situasie, vra jy vir jouself die volgende vraag. En teenoor die Here ook. Gaan redding kom in hierdie situasie, of is ek verlate? En het jy al agtergekom, as jou konklusie verlatendheid is, dit is wanneer jy gaan sit, sak en as, en jouself bejammer. Ons sien dit raak as ons die mense raak sien wat op straat woon, mense wat net so uitstaar voor hulle, wat geen hoop het nie, niks om aan vas te hou nie. Ons sien dit raak in die kerk met mense wat goeie werk het. Dis nie net gebonde altyd aan, ek het nie 'n dak oor my kop nie. Ons sien dit tussen ouers in die huwelik wat nie oor die weg kom met mekaar nie. Ons sien dit met ouers wat nie meer raad het vir hulle kinders, want die kinders het nie maniere of wat ook al. Ons sien dit met kinders wat in 'n huishouding is, wat se ouers nie optree volgens die woord nie, hulle weet nie meer wat om te doen nie. Hulle voel verlate in daai situasie. En in die boek van Hebreërs moet ons besef dat die oorspronklike gehoor aan wie dit geskryf is, presies dieselfde gevoel het. Want hulle almal, die Jode aan wie die skrywer dit rig, is Jode wat tans in verdrukking is, tans vervolg word, en ons het laas Sondag verwys dat hulle al hulle besittings verloor het. Nee? Dis mense wat geen hoop het nie. Mense wat ook verlate voel. En dis juis hoekom die skrywer na hierdie waarheid verwys in ons hoofteksgedeelte. En onthou, soos wat ek nou gesê het, hierdie emosie van verlaatheid is 'n baie sterk emosie wat ons lewens beïnvloed. En wat interessant is, Paulus skryf oor hierdie gevoel en emosie in 2 Timoteus 4 vers 16 tot 17 waar hy dit self ervaar. En hoor wat skryf hy: in my eerste verdediging het niemand my bygestaan nie, maar almal het my verlaat, mag dit hulle nie toegereken word nie. Maar die Here het my bygestaan en my krag gegee. Nou, Paulus verwys hier, en ek het al seker 100 keer daai gedeelte gelees en dit nooit besef nie. Paulus verwys hier na sy vriende, het hom nie bygestaan toe hy toegesluit was, en ook nie hulle self of uitgereik na hom toe nie. Hy sê, hulle het hom nie bygestaan nie en hy was verlaat deur hulle. Nou, wie was Paulus se vriende? Wie kan vir my sê? Sorry Maria? Gelowiges. Hy was verlate tot deur die liggaam van Jesus Christus. En hy vra vir God, moet dit nie aan hulle toereken nie, verwysend, moet hulle nie straf of oordeel daarvoor nie. Want hy sê, want U het my bygestaan. Hy het deur dit gekom, want God het hom nie verlaat nie. En op die punt kan ek in eenvoud vanoggend met julle deel, mense, hou daarin vas, moenie dat jou hart vir jou jok, dat jy God verlate is nie. As jy weergebore is, die woord maak die belofte, ek sal jou nooit verlaat nie.
Christus sê met sy hemelvaart net voor hy opvaar, en onthou ek is by jou tot die volëinding van hierdie wêreld. Maar weet julle wat's interessant? Later in vers 17 van Timoteus, waar Paulus skryf aan jong Timoteus, beskryf Paulus hierdie gevoel van verlatendheid en die redding wat van God afkom. En hoor hoe skerp stel hy dit. Ek is uit die bek van die leeu verlos. Nou wat is die bek van die leeu? Enigiemand? Wat is die bek van die leeu? Emiel? Die gevoel van verlatendheid. En ook die tronk waarin hy was, sy situasie waarin hy was. Mense, sien ons hoe vinnig 'n mens kan negatief raak en verlate voel as jy nie jou oor rig op die een in die midde van die storm nie. In Hebreërs 13, net voor die skrywer die brief afsluit, teken hy vir ons 'n prentjie van twee waarhede vir sy gehoor. Die eerste een, God sal jou nooit verlaat nie. Die tweede een, die krag van God kan ons verlos uit enige situasie. Nie verwysend dat wanneer dit sleg gaan finansiëel, dat jy altyd finansies gaan verkry nie, maar situasies van die tronk van die hart. As ek nie materialistiese dinge het nie, beteken dit nie dat ek volgens die Bybel materialistiese rykdom gaan verkry nie. Die Nuwe Testament fokus op verlossing van die innerlike mens en ook die groei van die innerlike mens. God beloof ons en Christus maak die beloftes aan ons in die Nuwe Testament dat al word jy vervolg tot die dood toe, ek sal jou nie verlaat. En mense, dis belangrik, vandag waarin ons staan, word daar oor die wêreld duisende gelowiges vervolg tot die dood toe. Dit beteken nie as hy sterf dat God hom verlaat het nie. Beteken as hy sterf, God was by hom. Want niemand sal sterf vir iets waarin hy nie glo nie. En vanoggend gaan ons kyk fokus op hierdie twee waarhede en bietjie op dit bou. Ons gaan nie tot die konklusie kom van alles nie, maar ons gaan net die fondasie lê. So die eerste vraag dan vanoggend is watse bewyse bied die woord van ons, van Christus, dat hy ons nooit sal verlaat nie. En ons vind dit in ons hoofteksgedeelte in vers 10 tot 12, en dit bring ons by die eerste punt uit van vanoggend se diens, hoe ver Christus gewillig was om te gaan vir my en vir jou. Vers 10 tot 12 sê, ons het 'n altaar waarvan die wat die tabernakel bedien geen reg het om te eet nie, want die diere waarvan die bloed vir die sonde deur die hoëpriester in die heiligdom ingedra word, hulle liggame word buitekant die laar verbrand. Daarom het Jesus ook, om die volk deur sy eie bloed te heilig, buitekant die poort gelei. Nou voordat ons hierdie gedeelte in dit indelf, wil ek eers met julle interessantheid deel wat ek glo elke persoon al hier ervaar het. Nou, julle weet wanneer jy nou net in iemand ontmoet het en jy's verlief en daai skoenlapper gevoel is daar binne, dan sê die Engels jy pursue hulle. Die Afrikaanse woord wat gebruik word, dit klink of jy toegesluit kan word, want die Afrikaans sê jy agtervolg hulle. Ek voel nie dit is reg nie, ons moet nie in die kerk dit verkondig nie. Die pursue klink bietjie beter. Jy pursue hulle, jy probeer soveel tyd as wat jy kan saam met daai persoon spandeer. En ek het nou ook by Springs gesê, in die begin toe ek vir Michaela ontmoet het ek wakker gebly tot 1:00 die oggend, want sy het dan hier 12:00, 1:00 klaar gemaak by die werk. Dan het ek al gaan optel, huis toe gevat om haar net te sien, dan het ek gaan slaap op die bank, en dan so 3 ure daarna staan ek op en gaan ek weer terug werk. Ek het al pursue, né? En wat vir my so eintlik mooi is van hierdie is, die woord sê vir ons, God pursue ons in liefde. 1 Johannes 4 vers 19 sê, ons het hom lief omdat hy ons eerste lief gehad het. Mense, wat sê dit vir ons? In ander woorde, God het ons eerste 'n verhouding met ons gesoek. En ons staan tans vanoggend in verhouding met hom omrede hy ons pursue het, sodat ons in 'n verhouding met hom kan wees. Maar baie interessant, Psalm 23 vers 6 sê vir ons, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. En Dawid skryf nie oor goedheid en guns
in afsondering van die Here nie. Hy verwys na goedheid en guns sal hom volg tot al die dae van sy lewe omrede God daar is. Maar wat interessant is, die Griekse woord wat gebruik word vir volg is radaf en dit verwys na chase, om na te jaag. Nou ek weet vanoggend is daar nie Bybel, kinderkerk nie. Ek het nou gesien, Okkert, is daai twee manne van jou daar by jou? Of is hulle buite? Kan jy hulle gou vir my vorentoe roep asseblief? Hulle is nie siek nie, né? Ja, hulle mag hardloop. Okay. Vir klein Meinhard en klein Okkert. Sorry Emil, ek nie is jou manne ook hier? Oh. Julle, ek dink dit gaan wil daar binne. Kom gou vorentoe. Kom julle twee. Ek gaan gou hierso by julle staan. Nou, wie is die vinnigste tussen julle twee? Wie is die vinnigste? Okkert. Is Okkert die vinnigste? Okay, nou kom staan gou hierso by die tafel. Okay. So wie is die vinnigste sê julle? As jy die vinnigste. Is jy bietjie stadiger? Hoe is jy bietjie stadiger? Is hy jonger? Is 'n goeie antwoord. En hy sê, Is jy 6 en hoe oud is jy? 4. Is jy 4? Okay. So ek gaan vir jou vra. Jy moet hierso staan. Okay, nou moet almal mooi kyk, né? Jy sê jy's bietjie stadiger. Okay. Nou kom staan jy hierso. So as ek tel tot 3, dan kan jy hardloop. As ek tel tot 5, dan mag jy eers hardloop. Jy hardloop daar na die deur toe, na jou pa toe. Kyk, daar's jou pa. Ja. Emil, jy's nie aan die pa nie. Okay, so draai so jy gaan eers hardloop en dan moet jy hardloop. En dan moet jy probeer om hom te vang. Okay. So as ek tel tot 3, dan hardloop jy. As ek tel tot 5, dan hardloop jy. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Hardloop. Okay. Hy het gebreek. Hy het eintlik vir ons uitgebeeld die mens wees van ons stop baie keer in ons wandel. Maar net soos wat Okkert vir Meinhard gevang het, so hardloop God agter ons aan. Dit klink vreemd. Hy jaag ons na, dis die beter woord. Hy chase ons. En ek weet nie of het julle al ooit besef en so daaraan gedink nie. God jaag ons na en pursue ons sodat ons hom kan ken. Is dit nie mooi gestel nie? Hy pursue ons omrede die woord sê, niks in my soek die Here nie. Die Here het my eerste gesoek en dis hoekom ek soek hom. Die woord sê, ek kan nie die Here nader as hy my nie eers genader het. Nou mense, in die waarheid, in hierdie verlatendheid, hoe kan ons ooit verlate voel in ons verhouding teenoor die Here? Ons kan nie. Want hy het eers die verhouding gesoek. En nou kan ek nie anderster as om hom te soek nie. En dit bring ons dan by ons hoofteksgedeelte van vers 10 tot 11, wat sê, ons het 'n altaar waarvan die wat die tabernakel bedien, geen reg het om te eet nie. Want die diere waarvan die bloed vir die sonde deur die hoëpriester in die heiligdom ingedra word, hulle liggame word buitekant die laar verbrand. En dan baie belangrik, vers 12, daarom het Jesus ook om die volk deur sy eie bloed te heilig, buitekant die poort gelei. Nou hierdie 3 verse sê vir ons hoe ver Christus gewillig was om te gaan terwille van my en jou, terwille van hierdie najaag en pursuit, as ek dit so kan stel, Engels. Verskoon my Engelse uitspraak, my ma se skuld wat hier voor staan is dit. In vers 11 sien ons die skrywer verwys na die Ou Testament. Hulle sê dat die diere wat geoffer word by die tabernakel, as dit klaar geoffer is, geslag is, as ek dit so kan stel, het hulle die dier wat dood is, sy liggaam gevat en buite die laar gedra en daar verbrand. Nou wat is die laar? Die Engels sê the camp. Dit verwys na in Moses se tydperk toe hulle getrek het en elke nag die kamp opgeslaan het, was die tabernakel in die middel en die volk het gekamp om dit. Nou wanneer hulle 'n offer gemaak het, het die sonde byvoorbeeld van die volk op daai dier gekom en nadat hulle hom geslag het, was daai dier bevuil deur die sonde van die volk en die lijk mag nie in die volk se midde wees. Hulle neem dit dan uit die kamp uit en verbrand dit buitekant. So eerstens kan ons sê volgens hierdie verwysing
Alles wat onrein is, moet uit die volk uitgaan. Maar wat is buite die volk? Onreinheid. Maar hoor wat sê Deuteronomium 23 vers 12 tot 14. En dit praat ook oor hierdie, dink nou as jy 'n kampterrein sien, 'n baan wat om dit is, waar hulle al die diere verbrand. Ek verwys nou na daardie, en Deuteronomium verwys nou ook na daardie, maar na 'n ander konsep van dit, en dit sê, jy moet buitekant die laar 'n plek hê, en daarheen moet jy uitgaan, en jy moet by jou 'n gereedskap, 'n graafie hê. As jy dan buitekant gaan sit, moet jy daarmee grawe, en wat van jou uitgegaan het weer toemaak. Want die Here jou God wandel midde in jou laar, om jou te red, en jou vyande aan jou oor te gee. Daarom moet jou laar heilig wees, sodat hy niks skandeliks by jou mag sien, en hom van jou afwend nie. Nou waarna hulle hier verwys, dit klink baie vreemd, wanneer die volk moes badkamer toe gaan, moes hulle uit die kamp uitstap, dit buite doen, en met 'n grafie, dit toemaak, want is onrein. En niks van dit moes te vinde geword het in die laar of in die kampterrein. Ek hoop dit maak sin. Nou dink gou weer eens, die diere word buite die kamp verbrand, wat is onrein. Mense gaan toilet toe buite die kamp, en dit verwys ook na vuilheid, dit verwys na riool. En ek hoop dit begin nou vir julle 'n bietjie 'n beeld skep wat dit verteenwoordig om buite die laar, buite die kamp te wees. En nou baie belangrik, op die dag van die sondeoffer, 1 keer 'n jaar, het hulle dan ook die diere of die bul geslag, en die sonde wat daarop geplaas is, het hulle ook buitentoe gedra. Maar baie belangrik, onthou die bul word by die tabernakel geslag, die lijk word uitgedra buitentoe en daar verbrand. Verwysend na dis onrein daar buite. Dis bevuil. Die woord sê tot vir ons dat wanneer 'n Jood of iemand in die volk gevind word wat opsetlik sonde doen, dieselfde moet met hom gebeur. Sy wortels moet uit die volk uit geruk word en verbrand word. Weer verwysend na onreinheid. En op dieselfde manier het hulle tot die mense wat die doodstraf verkry het in die volk, wat die 10 gebooie gebreek het, soos egbreek of moord, mag hulle nie in die kamp doodgestenig het nie. Hulle moes dit buite die kamp gedoen het. Hoekom? Want daai mens word gesien as vuil en onrein, en hy mag nie meer in die kamp van die volk wees nie. Hy moet uitgestoot word. So hulle tot hulle doodstraf, stenigings, buite die kamp gedoen. En wat ook interessant is, as ons nou lees in die Ou Testament, sien ons hierdie prinsip ook. Mense wat gesien was as onrein, wat melaatsheid gehad het, sekere siektes gehad het, moes ook buite die kamp gewoon het. Hulle het nou en dan ingekom, mense het hulle deure toegemaak, as ek dit so kan stel, maar dan moes hulle weer uitgaan, want hulle is onrein. En hierdie prinsip vind ons ook in die Nuwe Testament, en ons moet onthou dat die evangelies plaasvind eintlik in die Ou Testament. Die Nuwe Testament het eers gekom toe Christus gekruisig was aan die kruis, en sodoende het Christus ook volgens die Ou Testament, moes hy volgens die wetgewing wandel in gehoorsaamheid teenoor sy Vader. Maar tot daar het ons gesien dat vroumense, mans wat gebreke gehad het, nie in die tempel kon ingaan nie, want hulle was gesien as onrein. As 'n man of 'n vrou te vinde was dat hulle nie vrugbaar was nie, was hulle ook onrein en mag ook nie daar ingegaan het nie. En mense, al hierdie dinge verwys na onreinheid en ook hoekom Christus moes gekom het. En dit bring ons dan by vers 12, wat sê, daarom het Jesus ook, om die volk deur sy eie bloed te heilig, buitekant die poort gelei. Mense, besef ons, Christus was hy was buite die stad geneem, na die vuilheid, die onreinheid van die volk. Daar waar hulle riool gooi, hy daar gelei en was daar gekruisig vir ons. En die Jode het gedink, dit is God verlate daar. Hy was verstoot deur sy eie nasie. Hy was gesien as 'n dier as 'n mens wat onrein is, wat siekte het,
en hulle het hom skuldig gevind volgens sy wet. Dink hoe verregaande is dit? Christus is die wet, die woord en die waarheid. En die leiers van die Jode, die Fariseërs, die Sadduseërs, die skrifgeleerders, het sy woord gevat, dit verdraai en hom skuldig bevind aan wie hy eintlik self is. Dink hoe hartseer is dit. Filippense 2 vers 6 tot 8 spreek oor Christus wat homself in gehoorsaamheid geoffer het deur self verstoot en verneder te word. En onthou mense, ons moet net besef, die vernedering van Christus het begin toe hy gebore was hier. Hoor wat sê Filippense 2 vers 6 tot 8. Hy wat in die gestalte van God was, hy is God self, so op dieselfde vlak as God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, sy plek verlaat, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word, en in gedaante gevind as mens. Hy het homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Mense, die vernedering het al begin toe Christus die gestalte van 'n diensknegt aanneem. Maar baie belangrik, as ons nou weer terugverwys na die Ou Testament, die sondebil vir die volk was geslag by die tabernakel en daarna was die liggaam uitgedra buite die kamp of die laar en daar verbrand. Maar wat het met Christus gebeur? Christus was nie geslag by die tabernakel nie. Christus het gelei in die stad, maar hy was uitgeneem. Hy was geslag en gekruisig tot die dood toe, buite die poort van die stad. En mense, wat dink julle beteken dit vir ons? Eerstens beteken dit dat Christus duidelik toon, daar kom nou 'n verandering van die ou na die nuwe. Die Ou Testament val nie weg nie, word vernuwe, word die Nuwe Testament. Die ou verbond is oud en daar kom 'n nuwe verbond in. Die ou wet val weg in die sin van dit is nie meer die maatstaf tussen lewe en dood nie, maar dit word vervul deur Christus en sodoende is die wet wat nou skeiding bring tussen lewe en dood, die wet wat sê as jy glo in Christus sal jy in die hemel gaan of in die hemel ingaan. As jy nie glo nie, sal jy nie ingaan nie. Hy bring skeiding tussen die ou en die nuwe. Maar wat doen hy nog? Deur buite te sterf hy nie net vir die volk nie, hy sterf vir die wêreld, vir ons. Die versoening het plaasgevind in die midde van die kamp, as hulle daai bul geslag het, vir die kamp, vir die volk. Maar omrede Christus buitentoe gevat was, het hy gesterf vir die wêreld. In Levitikus 16 is daar dan ook 'n simboliese verwysing wat geheg word aan Christus, waar hulle ook praat van die versoeningsdag, waar hulle 2 bokke vat. Die een slag hulle vir die sonde, en die ander een jaag hulle uit die kamp uit. Hulle noem dit die sondebok, of in Engels vir scapegoat. Ek glo julle het al gehoor van dit. Verwysend dat hierdie bok die sonde van die volk wegdra uit die volk uit. Nou wat interessant is, eerstens weet ons, die eerste bok moes geslag geword het, sodat alleen deur bloedvergieting is daar vergifnis van sonde, sê die Ou Testament. Maar die tweede bok verteenwoordig eintlik nie net 'n reiniging nie, maar dit is uit die volk uit. Nou presies dit het met Christus gebeur. Christus verteenwoordig al 2 bokke, as ek dit so kan stel. Jesaja profeteer oor dit in Jesaja 53 vers 6, waar hy nie net sê dat hy opgeoffer was nie, maar ons gaan nou sien ook in 'n ander versie, dat hy nie net geoffer was vir die sonde nie, maar dit weggedra het ook. Jesaja sê vir ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy het dit gedra. En dan Johannes die Doper spreek oor die wegdra van die sonde, die wegneem daarvan, in Johannes 1 vers 26, dit sê, die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Mense, sien julle hoe die puzzelstukkies in mekaar kom, die sonde van die wêreld wegneem. Dis hoekom hy was gekruisig buite
die stad. Hy was verstoot deur sy eie mense en hy sou kom vir almal wat in hom sou glo. Mense, Christus was vir ons verstoot, dat nie een van ons verstoot of verlate of alleen hoef te voel nie. Ek dink nie ons besef toe Christus aan die kruis was dit die eerste keer in 'n ewigheid wat hy alleen was en nie in totale, volmaakte band met sy Vader gehad het nie. Mense, wat beteken 'n ewigheid? Daar is nie 'n begin nie. Toe Christus aan daai kruis hang en hy sê, Vader, Vader, waarom het U my verlaat? Is dit omrede hy nie net gekruisig was nie, hy was gekruisig in 'n godverlate area. Hulle het tot die plek waar Christus gekruisig was, genoem Golgotha, die plek van die skedel, die plek van die dood, waar hulle duisende ander mense ook kruisig daagliks, die Romeine. En Christus is verlate in daai oomblik, omrede hy die sonde van die mensdom nie in 'n rugsak sit op sy rug nie, maar op hom neem. En sonde bring skeiding. Maar weet julle wat's amazing? Deur hy wat verlate was, alleen was, verstoot was, hoef ons dit nie te ervaar vandag nie. So wat sê dit vir jou vanoggend as jy verlate, verstoot voel? Jou hart jok vir jou. Want God sal jou nooit verlaat nie. Die woord sê dat niks sal jou skei van die liefde van die Here nie. Mense, maar hoekom hou ons nie daaraan vas nie? Want ons besef nie die offer wat gemaak was om dit te bewerkstellig nie. Ons neem dit so vanselfsprekend, die bloed, die skrywers in die Nuwe Testament verwys na Christus se bloed as die kosbare bloed van Christus. Vir die rede. Maar die skrywer in vers 15 tot 16 van ons hoofteksgedeelte sê, maar wat is nou ons pligte in die lig van hierdie waarheid? Laat ons dan gedurig deur hom aan God 'n lofoffer bring. En wat sou 'n lofoffer? 'n Lofoffer van belydenis van sy naam. Mense, dink gou, hoe amazing is dit? Ons loof die Here deur sy naam te bely en die waarhede wat hy gedoen het. Wat beteken belydenis? Oom Rolf, wat beteken dit as ons sê ons moet bely? Wat beteken dit, oom? Jy verkondig dit, jy spreek dit. Dit is nie net hier in jou innerlike nie, dit is behoort om hier in ons midde te gebeur. Dit is wanneer ons sing van die bord af, daai woorde se waarhede moet diepte hê in ons harte. En dan sluit die skrywer af en hy verwys dat ons moet goeie werke toon teenoor mekaar en mededeelsaamheid toon teenoor mekaar. Vir wat sy rede? Omrede Christus. Nie omrede daai persoon dit verdien nie, maar hoe kan ons anderster as om nie nou in liefde, vreugde vir mekaar om te sien nie? Want Christus het die skeiding wat ook tussen my en jou is, gebreek deur ons ook een te maak met mekaar. Sien julle hoe hy weer in die lig van 'n waarheid van Christus vir ons sê, maar vir die rede, kom nader aan mekaar, moenie wegbly nie, wees mededeelsaam. Weldadigheid verwys na goeie werke teenoor mekaar. Nie omrede ek het verdien of een van julle nie, maar omrede Christus gesterf het vir dit. Mense, vanoggend se boodskap is heel eenvoudig, maar ek hoop julle besef, ons gaan volgende Sondag baie dieper in dit indelf. Ek hoop julle besef, dis vir die rede hoekom ons lofgesange sing. Christus het dit deurgegaan, sodat ons nie hoef nie. Christus het die straf verkry van ons dood en ewige straf verkry, sodat ons dit nie hoef te hê nie. 2000 jaar terug is alles opgeteken op Christus, op 'n lysie wat hy gedra het, van elke ding wat jy al ooit gedoen het en ooit sal doen. Niks sal skeiding bring nie, behalwe jy jouself. Mense, gaan ons langer toelaat dat my vleeslike hart en my vlees my terughou van 'n dieper verhouding van die Here. Die laaste tyd vir die wat ook by die kerk was, bid ek en ek vra, mag ons verdwaald raak in die diepte van die Here. Verwysend, mag ek nie weer daar uitkom nie, mag ek daar bly en aanhou dieper verdwaal daar binne.
Want mense, hoe kan ons anderster? Elke keer as ons gedeeltes soos hierdie lees, besef ons 'n dieper waarheid van hoekom Christus gekruisig was, maar ook 'n dieper waarheid van hoe dit moes gewees het. En in die midde nog van al daai verlaatheid, verstootheid, kom Christus en sê, Vader, wat sê hy? Wat sê hy in groot liefde? Vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Mense, dink julle nie ook dis tyd as jy iets teen iemand het in hierdie kerk, teen iemand daar buite het in die wêreld, dat jy hulle ook nie moet vergewe nie, want hulle weet ook nie wat hulle doen. En die ou wat jou seer gemaak het, en dis vir my belangrik, wat nou weergebore is, hoe kan jy dit teen hom hou? Paulus sê hy was aan die slaap, doof en dood. Hy het opgetree net soos wat jy opgetree het voor redding. Ons kan dit nie teen hulle hou nie. Ons moet juis uitreik na hulle, sodat hulle vir Christus se kruisdood kan ervaar en die liefde wat gekoppel is aan dit. Mense, kom ons, as ons nou gaan staan nadat ek gebid het, kom ons loof die Here deur saam te sing, want hy was verstoot en verlate, sodat nie een van ons dit ooit hoef te ervaar nie. Amen. Kom sluit die oë. Vader, waar ons nou in groot nederigheid by u voete kom sit. Vader, kan ons nie anderster as om u te prys in dankbaarheid vir die dinge waardeur u seun gegaan het vir ons nie, ter wille van ons nie. Vader, u woord sê vir ons dat hy deur 'n vervloeking gegaan het en self vervloek geword het, sodat ons nie vervloek hoef te word nie. Die Engelse Bybel sê vir ons, the cursed tree, die vervloeking van die kruis. Vader, ons prys u vanoggend, maar Vader, mag ons dit nie van selfsprekend neem nie. Mag ons wat hierso sit, diensbaar raak in die goeie werke teenoor mekaar en teenoor die wêreld daar buite. Vader, mag ons diakonos toepas. Mag ons elke een diaken wees in hierdie kerk. Beskikbaar wees vir die goeie werke. Want Vader, u roep ons nie om onder die skaduwee van die boom in die veld te sit nie. U sê vir ons, die oes is groot en die arbeiders is min, want Vader, ek glo omrede meeste van hulle onder die koelteboom sit. Vader, mag u ons bemoedig deur hierdie waarheid, om aan te hou mededeelsaam wees, om aan te hou te groei in lankmoedigheid teenoor mekaar, en aan te hou om Jesus Christus te bely in die wêreld daar buite. Vader, ons werk is nie om te red nie, ons werk is net om te saai. Om saadjies te plant, u sal dit laat groei. Maar Vader, mag ons in hierdie kerk diakens kweek, ouderlinge kweek, mag ons 'n geestelike leiers kweek wat nagevolg word soos wat hulle vir Christus volg. En Vader, mag nie een wat in hierdie kerke sit op die kantlyn en kyk hoe die ander speel en deelneem nie. Vader, mag elkeen deelneem. En Vader, mag u vir elke een wys waar hy moet deelneem. En Vader, vanoggend het u woorde duidelik gemaak. Elke een is behoort om te bely dat Jesus Christus aan die kruis vir ons gesterf het. Bely dat hy deur 'n vervloeking gegaan het, sodat ons nie hoef nie. En ook sodoende elke een word geroep tot die goeie dade en ook sodoende vrygewigheid en mededeelsaamheid uit U. Vader, mag U ons lei in hierdie waarhede, en Vader, mag U ons ook vernuwe en verkoop in hierdie week wat voorlê. Vra al hierdie dinge in U heilige naam. Amen. Staan dan en ontvang die seën. Mag die Here jou seën deur jou te vermaan, te beskerm en te laat groei en ook deur jou uit te stuur. Mag sy liefde jou vernuwe, sy genade jou herskep en sy roeping jou bemoedig om uit te gaan. Amen. Dankie julle.